Een van my gunsteling skrywers is 'n vrou met die naam Brené Brown. En hoekom ek so baie van haar hou, sy doen verskriklike deeglike navorsing. Behalwe dat dit regtig nogal lewensveranderende goed is wat sy skryf, dit is deeglike navorsing. So dis regtig nie goed wat sy uit haar duim uitsuig nie. En dan het sy die volgende wat sy sê, wat ek wil hê jy moet baie fyn na luister. Sy sê, it takes courage to say yes to rest and play in a culture where exhaustion is seen as a status symbol. So dink oor hierdie ene. Dink saam met my. Dit vat moed. Dit vat dapperheid om ja te sê vir rus in 'n kultuur waar gejaagdheid 'n statussymbool geword het. Baie keer as ek vir mense vra, hoe gaan dit? Jy ook? Hoe sê hulle vir jou? Baie besig. Dan hang die gesig ook nog. Eintlik probeer hulle vir jou sê, dit gaan sleg. Ek sê altyd, man kon leer net vir 'n slag die woorde, dit gaan lekker besig. Om besig te wees is nie 'n sonde nie, maar om gejaag te wees en exhausted, totaal uitgeput te wees, is bitterlik sleg vir emosionele welstand en ook vir geestelike welstand. So moenie dink gejaagdheid is 'n statussymbool nie. Dis moeilik om te sê ek wil rus as gejaagdheid 'n statussymbool is. Wie dink jy is jy? Wie dink ek is ek? Om te dink ek het nie rus nodig nie. God het gerus. Gaan lees dit in Genesis. Jy hoef nie ver te gaan soek nie. Nadat hy geskep het, het hy gerus. God het gerus, maar ek hoef nie te rus nie. Jesus skryf, ons lees dit in Lukas, onder andere, dat hy gereeld na stil plekke toe gegaan het om net stil te sit, rustig te wees, saam met sy Vader, sodat hy weer van binne af vol kan word. Wie is ek en jy? As God sê ek rus, as Jesus sê ek het rus nodig, daar's 'n sekere woord wat ek jou wil leer. Ek noem dit die Messias-syndroom. Mense wat dink hulle is God. Mense wat dink hulle het nie rus nodig nie. Mense wat dink hulle is die hoofletter redder van hierdie aarde, van hierdie wêreld. Ek het vir jou 'n verrassing. Jy's 'n doodgewone mens. Eintlik is jy uit stof gemaak. Onthou dit. Jy's 'n gebroke mens. Daar was 'n sondeval. Ek en jy, net soos God en Jesus, het rus nodig. Ons is gemaak as mense om ook te rus, sodat wanneer ons go, ons voluit kan gaan. Wanneer ons kan werk en iets doen in hierdie lewe, dat ons dit met passie en inspirasie en hoë energie kan doen. Maar dit beteken, rus is noodsaaklik. So mag jy 'n week hê, wat jy rus in werk, mag dit vir jou 'n oefening word, vir die res van jou lewe, sodat jy op jou beste kan wees, wanneer jy voluit leef.